primêre waardes in die sosiale stelsel van daardie tyd was die eer en skaamte kultuur. So ons gaan vanaand 'n bietjie daarby stil staan. Nou, sosiale sisteme, verlede week of verlede keer het ons gesien dat in die postmoderne wêreld vra ons, hoe werk die goed? En ons het gesien dit werk in sisteme. Nou die manier waarop ons vandag leef, en wat vir ons belangrik is, soos individualisme, met ek besluit self, ek kies self, ek besluit wat ek eendag word, ek kies die vrou wat ek wil hê, ek gaan waar ek wil gaan bly, so ek besluit self, en dit is hoe ons vandag leef. Maar dit het nie vir daardie mense gegeld nie, dit het nie so gewerk nie. Menseregte, vrye assosiasie, is eie aan ons sosiale stelsel, maar dit het in die Bybelse tyd nie so gewerk nie. Nou, die fout wat ons maak, is om vanuit ons waarde en sosiale lewe van vandag van toepassing te maak op die Bybel. Daardie mense was nie individualiste nie, hulle was groepsmense. En dit gebeur dan, dat ons lees die Bybel, en dit wat vir ons vandag belangrik is, plaas ons oor in die Bybel in. En dan is dit lank nie meer die Bybel wat praat nie, maar ek wat praat. Wat ek inderwaarheid doen, is om petrol in 'n dieselmasjien te gooi. Dis onverzoenbaar, incompatible. Dit is soos wat ons vandag sal copy en paste. Ons copy hier en ons paste daar. Dit is om vandag se lewe te copy en dan in daardie lewe te gaan paste. En as ons nie hulle lewe, hulle sosiale sisteme en hulle omgewing en kultuur verstaan nie, verstaan ons ook nie die Bybel nie. Nou, dit is waaroor dit vandag gaan. En ons het drie gespreksvrae wat ek net nou wil gooi, en wat ons aan die einde gaan bietjie bespreek. Wanneer is God aan die woord? En wanneer is ek aan die woord? In die teks. Dit is 'n dringende vraag. Kan ek 'n lys van tekste aanhaal asof God aan die woord is? Jy weet, so 'n ketting, 'n necklace, né? Ek ryg die tekste net so aan. En dan dink ek, nou kan niemand iets sê nie, want God het nou gepraat. Hoe sou die verlore seun in Lukas 15 in die postmoderne tyd vir ons 'n boodskap inhou? En wat sou dan die boodskap wees? En dan kan ons 'n bietjie na ander gespreksvrae ook luister. Nou, hier is 'n aanhaling van Melina. All language derives its meaning from the social system and cultural context in which the language communication originally takes place. Afrikaans sal dit so klink: taal kry sy betekenis uit die samelewing en die kultuur waarin dit oorspronklik gebruik word. Jy hoor, die stelsel. Dit kry sy betekenis binne 'n bepaalde stelsel. Import anachronistic perspectives, values and attitudes into the documents they study.
As ons vandag net gaan sit en lees, dan dra ons goed in die teks in, wat ons bestudeer. Ons bring standpunte, waardes en houdings, wat nie by daardie tyd pas nie, in die tekste wat hulle bestudeer. Hulle sit nuwe idees en waardes in ou tekste wat regtig nie daar hoort nie. Kan jy hoor? So, mense moet binne hulle sosiale en kulturele sisteem verstaan word. Dink net aan die gelykenis van Lukas 15, van die verlore seun. Ons lees in Lukas 15:20 daardie aangrypende woorde van die pa wat van die dak af, jy weet, hy het altyd daar op die dak gestaan, miskien vir weke, maande, jare. Dan het hy op hierdie pad uitgekyk, wanneer kom hierdie ou verlore seun van hom terug gestap. En toe sy pa hierdie seun sien, terwyl hy eendag so op die dak staan, het hy afgeklim en na die seun toe aangehardloop. Hy sien hom, staan op, hardop, hy omhels hom, hy soen hom, alles aangrypende dinge, en hy gee vir hom 'n ring vir sy vinger, en skoene en klere. En dan sien ons hoe kwaad is die oudste seun. Maar as ons die Mediterrane waardes van eer en skaamte verstaan, dan weet ons die risiko wat hierdie seun geloop het om terug te kom. Toe hy weggeloop het, het hy die bande met sy pa, sy familie, die gemeenskap heeltemal verbreek. Dit is soos 'n pot wat 'n mens vat, en jy gooi hom op die grond, en hy spat in skerwe. Nou die gemeenskap sou gehoor het, dat hy sy goed in 'n vreemde omgewing verkwansel het en losbandig gelewe het, en aan nie-Israeliete afgestaan het. En daardeur sou hy die familiegoed afgestaan het aan nie-Israeliete, en daardeur sy eer verloor. En om saam met onrein diere in 'n vreemde land te sit, is verdere afbreking van sy eer. So dit was 'n degradering deur 'n seun van 'n gesiene vader familie opset, 'n eerbare Israeliet wat sy pa was, sy eer wat tot in die grond in afgebreek is. Hy het totale skande en oneer oor hulle gebring. Hy het dit oor sy pa, die huishouding, sy familie en die gemeenskap gebring. Hy het hulle almal sy reputasie in 'n baie slegte lig gestel. En in die oë van sy familie het hy hulle naam deur die modder gesleep. Die risiko was, en dis die risiko wat die verlore seun geneem het, die risiko was dat sy oudste broer of die gemeenskap hom sou vermoor het. En hulle sou dit doen om die familie se eer te red. Want so 'n seun wat weggeloop het en so geleef het skande oor die huishouding gebring. Jy sien, in die Joodse bronne wat ons vandag oor beskik, is daar 'n ou Joodse bron, die Tosefta, 'n voorbeeld van 'n ritueel wat bekend staan in Hebreëus as die Kezaza.
waar 'n seun wat weggeloop het, sy ou se besittings verkwanstel het, en op die heidende vermors het, was daar hierdie ritueel, waar pa 'n erdepot gevat het, en dan stikkend gegooi het, in sy teenwoordigheid, om te wys, hulle breek alle bande. En dat hierdie seun, wat so skande oor die familie gebring het, nie meer deel van hierdie gesin is nie. En hulle sny alle bande met hom af. En hulle kon hom doodmaak, om hulle eer te red. In die Ou Testament het ons sulke voorbeelde van daarvan. Nou die Mediterrane mans hardloop nie. Dis oneer om te hardloop. Want as jy hardloop, dan moet hulle rok so effe optrek, daai kleed van hulle, en dan sien mense hulle bene, en in die publieke oog is dit oneer. So sy pa bring homself in oneer, deur na hierdie seun toe te hardloop. En die doel van sy hardloop was, om hierdie seun van die onmiddellike gevaar te red, waar die oudste seun of die gemeenskap hom sou doodmaak, om hulle eer te red. So hy moes gou daar kom om hom te red. So dis nie 'n hartlike terugverwelkoming van die seun, soos wat ons dit hier in die westerse kultuur het nie. Was nie 'n verwelkoming nie. En deur om te soen, is om die kind onder sy beskerming in te neem. Die ring en die klere is om hom nie as 'n slaaf terug te ontvang, maar as kind. Die slag van die kalf is om die hele gemeenskap weer te betrek. Hulle teenwoordigheid by die partytjie en eet by die partytjie is om die pa se wens te respekteer om hierdie kind weer terug te ontvang in die gemeenskap. En die oudste seun is kwaad, want die jongste het alles verkwis en hy moet hom nou deel van die huishouding weer maak. So hy gaan nou op sy rug lê. So as jy weet hoe eer en skaamte werk, gaan jy Lukas 15 anders verstaan. Ten minste waar 'n pa 'n seun wat sy eer gesteel het en skande oor die familie bring en eintlik 'n doodsvonnis werd is en die seremonie van die Geselskap moes toepas, terug te vat en te red. Die pa ontvang hom met oop arms. En enige gebeure wat 'n klad op die naam kan sit, en die eer permanent wegvat. Daarom moes hulle hom absoluut verdedig. Die familie is 'n eenheid en 'n oneervolle daad kan die hele toekoms van die familie ruïneer. Jesus vat nou hierdie tradisionele waarde van eer en skande en hy draai dit om. In die Ou Testament het ons ook voorbeelde hiervan, byvoorbeeld Genesis 34, vloei Dina, Jakob se dogter, haar eer, toe sy deur Sichem verkrag is. En dit lei tot geweld, in poging om hierdie familie sy eer te probeer het. So is daar ook Saul wat sy reputasie moes red. Nou, daar kan jy sien, wat in daardie tyd aan die gang was. Nou, as 'n mens, nou, vandag se goed, copy and paste op daardie tyd, dan sê ons, jy werk anachronisties. Met ander, anachronisties beteken, iets wat nie by die tyd waarin dit voorkom, pas nie. Om een tyd se goed in 'n ander tyd in te dra. Jy dra vandag se goed soos waardes, houdinge, woordbetekenisse in daardie tyd in. Dan werk 'n mens anachronisties. Dit pas nie.
Dit is soos om Jesus op pad Jerusalem, as ek nou 'n eenvoudige voorbeeld kan noem. Jesus is op pad na Jerusalem, maar hy ry nie op 'n donkie nie, hy ry op 'n Harley Davidson. En hy's besig om met sy disippels oor die selfoon te praat. Dis anakronisties. En so gebruik 'n mens in vandag se terme in woorde wat jy waardes en houdinge en woordbetekenisse in daardie tyd indra, wat dit nie beteken nie. Nou, as 'n mens dit doen, dan sê jy, hoe kan nie meer wat die Bybel sê nie. Jy sê eintlik wat jy wil sê. Iemand het dit so gestel, hy sê, wanneer 'n mens dit doen, sê dit meer van jou as wat dit van die Bybel sê. Omdat 'n mens jou gedagtes en waardes en belewennisse in die teks indra. So, as ons nou kyk na die Nuwe Testament in die middeleeuse wêreld, dan is al daardie lande wat aan die Middellandse See grens, deel van die Middellandse wêreld. Daarom word dit die Middellandse wêreld genoem. En dit is waar die Bybel sy vorm aangeneem het. En waar die mense gewoon en gewerk het, wat 'n totaal ander kultuur as die westerse kultuur het. Hoe sê Stefan sê, as 'n mens dit weet, hoort 'n mens 'n stuk kultuurskok te hê wanneer jy die Bybel lees. Want dit is 'n totaal ander wêreld. Nou, in hierdie wêreld is die eer en skaamte kultuur 'n primêre waarde. Dit gaan nie om eer en skaamte van persoonlike gevoelens nie. Dat dit oor mense se gevoelens gaan nie, dit gaan oor 'n sosiale werklikheid wat die lewens van die mense en gemeenskappe gevorm het. Ons leef in 'n individualistiese kultuur. Ons sê ek is 'n mens in eie reg. Jy tas my regte aan. Ek kan kies met wie ek trou. Ek kan kies van my beroep. Ek kom eerste en die gemeenskap tweede. Terwyl dit in die Middellandse wêreld 'n kollektiewe aangeleentheid was. Dit wat die groep sê en die groep waarin ek behoort, bepaal my identiteit. Ek het 'n groepsidentiteit. Hulle was groepsmense. So hier kom ek tweede en die gemeenskap eerste. En wat jy doen in goed het absolute invloed op daardie gemeenskap. So, wat is eer? Eer is die status, respek of reputasie wat die persoon in die oë van die gemeenskap gehad het. Jy kan die eer of respek kry, verloor of verdien deur jou optrede. En skaamte, die verlies van eer of vernedering wanneer 'n persoon of familie hul status of waardigheid verloor het. Dit het ons nou duidelik gesien by die verlore seun. So, terwyl die Middellandse wêreld 'n kollektiewe aangeleentheid was, is dit die groep wat bepaal het wie ek is. Eer en skaamte is 'n kerngemeenskapswaarde in daardie tyd. Mense het hulle self beoordeel
hoe ander hulle sien. En volgens hierdie waarde het die hele gemeenskap gefunksioneer. So jou goeie naam in die openbaar was geweldig belangrik. En hoe kry jy 'n goeie naam? Jy kry dit deur geboorte. Gevra, hoe lyk dit nie? Hulle het gevra, wie is jou pa? Wie is jou pa? Hoe lyk jou geslagsregister? So om eer aan Jesus te gee, plaas Matteus die geslagsregister heel eerste evangelie. Hoe sou 'n mens eer kry? Jy word daarmee gebore of nie? Hoe kom jy 'n goeie naam in openbaar? Wys my. Uit Nasaret. Onthou hy kom uit 'n baie swak provinsie, Galilea. En dit het baie lae sosiale reputasie. Deur na Dawid as voorvader te verwys, is om sy rol as Messias aan te dui. Hy kom uit daardie beloftelyn, die koninklike genealogie. So Matteus plaas Jesus bo aan die sosiale orde en nie bloot hy's 'n plattelandse inwoner nie. En as die sterrekykers uit die ooste vir hom geskenke bring, dan bring hulle vir hom koninklike geskenke. So hoe kry mense eer? Jy word daarmee gebore of nie? As jy in die regte familie gebore is, gelukkig vir jou. As jy sleg gebore is dit hartseer, want jy sal jou hele lewe lank daardie reputasie dra. As jy byvoorbeeld uit 'n buiteegtelike verhouding kom, word jy altyd as 'n slegte kind beskou. So waar kom jy vandaan? Van watter dorp of stad? Want jou eer word bepaal deur jou voorgeslag en jou plek van afkoms. Onthou jy Nathanael in Johannes 1, toe hy van Jesus hoor dat hy van Nasaret kom, wat sê hy vir hom? Hoe is dit moontlik dat hy van Nasaret kom? Kom hy van Nasaret? Kan daar iets goeds uit Nasaret kom? Goeie mense kom van Bethlehem
of Jerusalem. In die Joodse tradisie en die Griekse tradisie kom hulle van Athene. In die Romeinse tradisie kom hulle van Rome. Eer lê waar jy bly of waar jou voorgeslag vandaan kom, en dit is altyd manlik. 'n Vrou het slegs eer of by haar man of haar pa. Daarom sal jy selfs in die Bybel lees, so en so, die vrou van so en so. Of hierdie vrou, die dogter van so en so. Die vrou het geen onafhanklike eer nie, haar eer is deel van die man en deel van die pasin. Daarom is eer primêr 'n manlike ding, en skaamte is by die vrou 'n positiewe skaamte. Haar getrouheid aan haar man. 'n Vrou wat gehoorsaam is aan haar man en inkennig is en by die huis bly, sal die soort eer verstaan wat in die wêreld van die Bybel bestaan. En daarom die pastorale briewe. Interessant dat die pastorale briewe val terug hierop. Want sodra die kerk begin vestiging kry en orde kry en strukture begin kry, dan val hy terug op hierdie Griekse model van die stadsbestuur, en waar die vrou ook moet leer om onderdanig en inkennig te wees. Waar jy dus gebore is, wie jou ouers is, en jy kon eer verwerf, jy kon eer verkry deur uitdagings. Daar is nou 'n spesifieke struktuur hoe hierdie ding gewoonlik verloop het. Baie van Jesus se konflik in die evangelies het met eerwerwing te doen. Jy kon mekaar se eer uitdaag. Wen jy, maak jy opgang. Verloor jy, verlaag jou status. Dit het weer invloed op jou aanhang en jou navolgers. Slegs persone met dieselfde status kon mekaar uitdaag. En die patroon waarvolgens dit plaasgevind het, is belediging, strikvraag, verwyt, beskuldigings, en dan die reaksie van die uitgedaagde, die teenantwoord, beledigings, beskuldigings, afjak, en die afloop, wie besluit wie het gewen? Die gehoor besluit. Soos Jesus voor hierdie het Jesus baie met hierdie eerwerwing te doen gehad. Daardie konflik wat hy gehad het. As hulle vir hom vra, wat is die grootste gebod in die wet? Moet 'n mens belasting betaal? Dan sê hy, wys my die keiser se kop, daai minste. O, die keiser se beeld is hierop. Gee aan die keisers wat hom toekom, en gee vir God die eer wat aan hom toekom. Gee die keiser sy geld terug, en gee aan God sy beeld terug. En as die godsdienstige leiers dan nie kan antwoord nie, dan verloor hulle eer en status. Johannes 8, die owerspelige vrou, dieselfde. Die kruisiging van Jesus is om hom van alle eer te stroop. Die kruisiging was die mees vernederende en skandaligste dood. 'n Romein self mag nie gekruisig word nie. Hebreërs 2 vers 2 sê Jesus het die skaamte verduur van die kruis. Waar hy van God en mens van sy eer gestroop. Galasiërs 3, Paulus, Jesus is 'n vervloekte aan die kruis. So die elemente van eer
en skaamte in Jesus se kruisiging, dan sien 'n mens, hy is publiek ontklee. Hy het kaal gehang aan die kruis. Skaamte, die blootstelling en vernedering voor die skares. Hulle het hom gespot. Die leiers, godsdienstige leiers en soldate wat hom gespot en as koning belaglik gemaak het. Die verlating deur die disippels. Sy eer verlaat saam met sy disippels. Beskou as vervloek aan die kruis. In die Joodse oë is dit vervloeking. Hy is gekruisig tussen misdadigers. Die toppunt van vernedering. Hy is gelykgestel die Romeine as 'n misdadiger. Die kruising was bedoel vir slawe, politieke rebelle en die laagste van die laagstes. Aan die kruis het die godsdienstige leiers Jesus gekoggel. Kom van die kruis af, red jouself, ander kon jy red, maar jy kan nie jouself red nie. Die skande en vernedering van die kruis was nie vir hom te veel nie. Wat ons nou na gaan kyk, is hoe Jesus hierdie hele eer en skaamte kultuur omgekeer het. Die skande en vernedering van die kruis was nie vir hom te veel nie. Hy het dit alles verdra, geweet het dat daar soveel blydskap daarna vir hom wag. Kyk nou net, nou sit hy op die ereplek by God in die hemel. As mens onder mense het hy die pad van vernedering nog verder geloop. Dit sou hom uiteindelik by die dood aan die kruis uitbring. Wat 'n vernedering. God het dit egter van hom gevra en hy het die pad van vernedering gehoorsaam en uitgeloop. Maar God het hom uit die diepte van die vernedering gehaal en hom die hoogste eer gegee wat God iemand kan gee. Nou is niks en niemand belangriker as hy nie, en niks en niemand kan ook belangriker as hy wees nie. God het self so besluit. Hierdie Filippense 2 is 'n lied, 'n literêre lied wat in die kerklike kringe in die omloop was. Dit is wat Christene gesing het. En God herskryf die betekenis van die eer en skaamte. Hoor net, nee? Nie meer gebaseer op jou sosiale status of jou edele geboorte of jy buiteegtelik gebore is of nie. Wat jou geslagsregister is nie. Die plek waarvandaan jy gekom het nie. Veragtelike Galilea of die bevoorregtes van Jerusalem nie. Dit word omgekeer. Eer is nou gebaseer op getrouheid, liefde en offer. Ek wil 'n oomblik teruggaan na Matteus se geslagsregister. Dit begin met Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. 'n Direkte verbintenis met koninklikes en geloofshelde. Insluiting van Dawid en Salomo verhoog Jesus se koninklike aansien. Deur net na die geslagsregisters te kyk, sien jy die duidelike omkering van hierdie eer en skande waarde wat in daardie tyd geheers het. Geslagsregisters het jou eer en status bewys, jou afkoms, jou regte, jou rol in die gemeenskap, die toegang tot sekere posisies. 'n Geslagsregister moes wys jou goeie en gerespekteerde voorouers. So ons sou verwag dat in Jesus se geslagsregister al die edelikes,
al die bestes na vore sou kom. Om hom waardigheid en eer as Messias te wys. Maar dan sien ons in Matteus 1 tot vers 1 tot 17, hoe eer en skaamte deel van hierdie geslagsregister van Jesus is. Lae sosiale status, morele skaamte insluit. Matteus se geslagsregister, né? Eeraspekte, Jesus Christus, seun van Dawid, seun van Abraham, die insluiting van Salomo en Dawid, sy koninklike aansien. Maar dan, skielik, is daar 4 vroue, onverwags, in 'n patriargale geslagsregister. Vrouens se name, vrouens was nie deel van die geslagsregisters. En skielik is hier in Jesus se geslagsregister 4 vroue. En nou sou ons dink, is dit formidabele vroue, Esther, en daardie mense, nee. As jy gaan kyk, die vrou, die agtergrondskaamte aspek en die eeromkering, dan sien jy Tamar. Sy was 'n prostituut. Bloedskande en skandaal. Maar sy word die voorouder van Juda se lyn. Rahab, prostituut van Jerigo, onrein en boonop 'n nie-Israeliet, word deel van God se volk. Rut, 'n Moabitiese weduwee, uitheemse herkoms, voorvader van Dawid. Batseba, owerspelige verhouding met Dawid, buiteegtelik kind. En wat het ons net nou gelees, wat is die waarde, buiteegtelik kind se status sal altyd sleg wees. Die dra die hele lewe lank. Die skande oor haar swangerskap. Wat gebeur? Sy word die moeder van koning Salomo. Daar's net 'n prentjie om dit aan te dui. Lukas se geslagsregister. Hy gaan terug tot Adam en nie net Abraham nie. Toon dat Jesus die seun van God en die nuwe Adam is. Eer nie net in Joodse sin nie, maar universeel. En hier sien ons 'n kosmiese eerstatus. Die eerstatus kom van God, nie meer etnies of sosiaal bepaald nie. Die slotsom, Jesus se geslagsregister is nie net 'n rekord van eer nie, maar van teologiese verklaring. God verhef die nederiges en herskryf eer deur skaamte en eer te verander. 'n Radikale boodskap in die eer en skaamte wêreld. Die eer kom van volmaakte afkoms. Dis wat hulle verwag het. Jesus se geslagsregister, skaam mense word ingesluit. Vroue word nie genoem nie, 4 kontroversiële vroue word ingesluit. Onreinheid bring uitsluiting. Onreines word nou deel van die Messias lyn. Koninklikes bring status. Slegs gebroke konings, selfs gebroke konings, word deel van God se plan. Nou, hierdie eer en skaamte in die Nuwe Testament, wil ek net so 'n paar voorbeelde gee van hoe hierdie eer en statuskultuur deurbreek is. Jesus se genesings. Eer die vrou word in die openbaar herstel en geëer. Haar siekte het haar onrein en skaam gemaak. Kruisiging van Jesus.
God verhoog Jesus en gee hom die hoogste eer. En kruisiging in daardie tyd was die mees vernederende, skandelike dood. Petrus se verloning. Jesus herstel Petrus en gee hom weer 'n leiersrol. Petrus verloon Jesus en huil bitterlik uit skaamte. Maria se loflied. God verhoog die nederiges en bring eer aan die nederige. Die kultuur van daardie tyd, die magtiges en rykes word verneder, skaam gemaak. Tafelgemeen samelewing, nederiges word uitgenooi om hoër plekke in te neem. Hoogmoediges word geskaam deur laer plekke te kry. Gemeente en gedrag. Goeie gedrag bring eer aan die liggaam van Jesus. Sonde en ongehoorsaamheid bring skaamte en skande vir die geloofsgemeenskap. Dit is 'n geweldige klomp werk, geweldige klomp inligting. Maar dit is nog maar 'n fraksie. Want ons het nie gekyk hoe werk groepsmense nie. Ons het nie gekyk wat hulle denke van tyd is nie. Ons het nie gekyk wat se sosiale omstandighede waarin hulle geleef het nie. Maar hierdie is net om vir mense kykie te gee in die eer en skaamte kultuur van daardie tyd. Goed.